Nou, is jy reg om na die woord toe te gaan? Halleluja, kan ons net vir al ons kruiskykers net 'n lekker handeklap gee. Ons is in hulle sitkamers, ons is in hulle studeerkamers, moontlik in 'n motor, en asseblief as jy vanmôre aanlyn lewendig kyk, trek tog net af. Asseblief moenie probeer hierdie keer of hierdie geleentheid gebruik om nou veeldoelige take te kan uitvoer nie, of sit iewers net u foon op 'n veilige plek. Halleluja. Ons is besig om oor geloof te kan praat, en wie van u weet dat hierdie is die een ding wat ons as mens, veral wedergebore kinders van die Here, as volgelinge van Christus, as disippels van Christus, is dit die een ding wat ons die nodigste het in hierdie tyd. Is geloof. Kom ons sê 'n bietjie geloof. Kom ons sê weer geloof. Geloof. Kom ons sê dit so laaste keer, sê geloof. En baie van ons veg hierdie want u het een of ander ondervinding gehad, en vanmôre wil ek graag dat ons daai gedagte, daai vesting wat moontlik voor jou staan, veral wanneer dit by ek moet God nou vertrou, ek moet God nou glo, daai sekere gevoel en emosie wat dit in jou opwakker, wil ek jou vanmôre kry dat ons sal deurbreek. Dat ons die vriende van geloof, wat ons weet is die gehoor van God se woord, maar daar's ander vriende ook van geloof, waarin geloof opereer, en dit is liefde. Geloof werk deur die liefde, dat ons sal breek wat ook al die vyand as grendel en grens en gevangene of as gevangene in jou lewe daar gesit het om nie God te glo nie. Ons moet God glo. Verlede week het ons gesê dat ons vertrou ja vir dinge, maar dis nooit in die dinge nie. Ons geloof is in God. Ek vertrou die Here moontlik vir dinge, vir sekere goed om te gebeur, maar my geloof is in God. Nie in my eie vermoë nie, maar die toevoeging. Wie van u het hierdie week gevoel hoe daar by jou lewe gevoeg is? By jou lewe gevoeg is moontlik hoop gewees, of by jou lewe is gevoeg, ewe skielik is daar die bewustheid van God wat opstaan in die situasie, en hoe meer ons sing dat ons God is in beheer, hoe meer ons verklaar hoe ons God in beheer is, hoe meer is die waarheid ook daar, dat hy kan net in beheer wees vir dit wat ek hom toelaat om in beheer te wees. Verby is die dae wat ek die Here verder wil help. Hy is God en hy is God genoeg. Hy is God en hy is groot genoeg. En ek kom by 'n plek en ek glo dat ons is saam besig om in daai rigting te beweeg, dat ons die Here weer gaan vertrou. En wanneer ek sê weer gaan vertrou, dan is dit nie net vir die dinge nie. Nee, ons gaan ons geloof in God plaas. Die Here is besig om vir iemand 'n pad te maak waar dit tot dusver toe gelyk het asof daar geen pad is nie. Ek moet dit vir iemand sê, sodat jou geloof weer gebou kan word. Jy is besig om jou verwagtinge te bestuur, want jy wil nie teleurgestel word nie. Ek wil vir iemand hier sê, die Here is reg nou besig om vir iemand 'n pad te maak, waar daar lyk asof daar geen pad is nie. En wat is ek besig om te doen? Ek is besig om oor jou lewe geloof te spreek, en ek wil die woord tot jou lewe spreek. Belangrik dat ons die woord sal hoor, minder van al die ander dinge wat ons hoor, maar dat ons die woord sal hoor. Wanneer ons kyk en ons sien in Markus 11, en ons gaan net so klein bietjie van die vorige skrifte van verlede week net herhaal, dan sien ons daarso, Markus 11 vers 22, het ons 'n formule gekry, en ek weet wanneer ons 'n formule het, dan of wil dit ons kwalifiseer omdat ons dit nou kan doen, of baie kere dan herinner dit ons aan die wiskundige ondervindinge wat jy gehad het. Nou vir die van u wat kinders in die huis het wat groot word, jy het moontlik nie van wiskunde gehou nie, wanneer jy met hulle huiswerk sit, wees baie entoesiasties. Wees baie entoesiasties. Ons verstaan tot dusver toe nog nie heeltemal God se wiskunde wanneer dit kom, hoe hy 'n wit en swart koei het, wat groen gras eet, wit melk gee, geel botter gee. Ons verstaan nie die wiskunde nie, maar God is God. Maar Markus 11, 22, en Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Kom nie daar en sê, julle moet geloof in dinge, nee, ek moet geloof in God hê. Want hy sê daar, want voorwaar ek sê vir julle, en baie kere dan mis ons hierdie gedeelte. Mag u 'n liefde vir die woord ontwikkel.
mag die woord vir jou lewendig raak. Die woord wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het, mag ons daai selfde aksie aanneem. Ons is mos, en daar's groter dinge wat ons geroep is om te doen as wat Christus gedoen het. Hy sê ons gaan nie meer doen, hy sê ons gaan die groter doen, maar ons moet ook by hierdie selfde plek begin. Ons het nodig om die woord deel te maak van ons lewens. Ons moet die woord wees wat vlees aanneem. Ek sê nie, ons gaan nou weer van voor af Christus wees nie. Nee, ons is sy disippels. Ons is navolgers van hom. En hoe lyk dit? Wanneer ek die woord aanneem, wanneer ek by 'n plek kom om te sê dat ek begin die woord aanneem en ek is 'n verteenwoordiger van hom. Hy was die woord wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het. En daarom wanneer hierdie woord vir jou lewendig raak. Wie van u was al op 'n plek wat jy gesê het, ek lees die Bybel, maar ek verstaan dit nie. Bid tot die Heilige Gees om te sê, breek dit vir my oop, maak dit vir my oop, en sien hoe daar bystand vir jou is. Hy's die enigste outeur van 'n boek. Is daar mense wat daarom nog 'n biblioteekkaartjie het? Hy's die enigste outeur van 'n boek wat saam met jou sit, terwyl jy die boek lees. Dis die genot wat ons het, wat ons weet as belofte in God. Hy sit saam deur sy Heilige Gees, hy breek vir jou dit oop. Is daar van ons wat hou van prentjieboeke? Ek teken vir my 'n prentjie en dit maak vir my baie beter, dit laat my dit beter verstaan. Maar hy sit saam met jou. So hierdie woord word lewendig en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle dat elkeen, die Engels praat van whosoever, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. En toe het ons 'n formule daar gesit. En hierdie formule is nie om iemand te diskwalifiseer nie. Hierdie formule is om te sê, ja, geloof kom deur die gehoor. Ek moet hoor met die oor, ek moet glo met die hart en ek moet sê met die mond. En in dit is daar 'n wagproses. In dit is daar 'n proses waar ek gaan wag, en terwyl ek dit sê, dink u ongelukkiglik tensy u tans so pas uit 'n wonderwerk gekom het. Is die geneigtheid dat ons gaan dink aan al die kere toe ek gevoel het my geloof was nie geantwoord nie. As mense is ons tog so geneig om na die negatiewe toe te gaan. So geneig. Want baie kere dan voel ons maar dat my geloof sê iets vir my, maar dit sê ook iets van my. Ek is amper te versigtig, mag ek die woord bang, ek is amper te versigtig om die Here te glo, want wat gaan dit vir my sê? Of wat gaan dit van my sê? Maar daarom is ons geloof in God wat goed is. Ons geloof is in God wie 'n liefdevolle Vader is, wie se gedagte aangaande ons opgemaak is, en dis hoekom dit belangrik is dat ek God weer nie net op die proef sal stel nie, maar dat ek God sal glo. Maar om God te glo, moet ek weet dat God is 'n goeie Vader, wie se rug jy nooit gaan sien nie, dat 'n aanvaarding deur die kruis is, dat Jesus 'n ervaring het waar hy vra en sê, Here, waarom het u my verlaat? Hoekom? Sodat in daai oomblik ek nooit daai selfde ervaring sal hê nie. Die leuen van die vyand is dat in my nou is ek alleen en ek is nie goed genoeg. Nee, dis deur die bloed van Christus, hy wat dit gedoen het aan die kruis vir ons, wat my in staat stel om na 'n Vader toe kan gaan met groot vrymoedigheid, die troon van genade kan nader kom en kan roep, Abba, Vader. Baie kere is ons bang om die Here te vertrou, want ek's bang dat dit moontlik iets vir my en iets van my sê. Paul Jankichou, baie bekende pastoor, en een van die grootste bedienings wat daar was of is, begin as 'n jong sendelingsseun. Begin as 'n jong sendelingsseun in sy eie area, net na die oorlog waar daar so groot armoede was, hulle praat van, en ek weet party mense sal se maag sal bietjie draai, veral as jy nie ontbyt gehad het vanoggend nie, maar in daai tyd het hulle gewag dat dit reën sodat daar kan paras wees, of sal ek sê padas wees om te kan eet. Hulle het die blare van die bome afgeëet sodra daar 'n bietjie van 'n verskyning was, en in 'n tyd waar dit moeilik was.
is hy besig om die Here te vertrou. En ek wil vir u vanmôre 'n moontlike paar sleutels gee, veral wanneer u nog wanneer u nog vassit by die gedagte, ek is versigtig om die Here te vertrou, want wat sê dit vir my en wat gaan dit van my sê? God is groot genoeg. Wat sê dit vir my? Ander woorde, wat is die gesprek, daai inner dialoog wat in my plaasvind, wat besig is om my af te takel? Laat die stem aan die binnekant van u na die heerlikheid van die Here toe wys, sodat u kan deurbreek. Nie langer kan sê hoe sleg u is weens die verlede nie. Nee, u is seun, u is dogter van die Here. En in 'n tyd waar dit moeilik gaan, begin hy die Here te vertrou. Sê vir jou, die persoon langs jou, sê jy moet God vertrou. Hy begin die Here te vertrou en hy begin vir die Here te sê, maar Here, ek's hier en ek's 'n sendeling hierso en ek het slaap op die vloer en al wat ek wil hê is, ek wil net 'n plek hê om die woord te kan te bestudeer en ek wil graag 'n manier hê om by die mense uit te kom. En hy sê, die Here begin met hom te praat en God se Gees kan met jou praat. Begin met hom te praat en hy vra, hy sê, Here, wel wat ek nodig het, en die Here vra hom wat hy nodig het. Hy sê, Here, wat ek nodig het, is ek het 'n lesenaar nodig om by u te kan sit sodat ek die woord kan bestudeer. Ek sal graag 'n stoel wil kan hê waarby ek kan sit, nie dat dit op die grond moet gebeur nie. En dan sal ek graag 'n fiets wil hê sodat ek kan rondgaan om die mense te gaan besoek. En so hou hy maar aan. Wie van u het 'n sterk begin gehad met jou geloofsreis? En dis die salwing van die Here wat oor jou kom en dit gee vir jou daai vuur om te begin, maar hy gee ook die vuur om vol te hou. Hy gee jou die vuur om vol te hou en so begin hy te bid en hy sê, maar dis waarvoor hy die Here vertrou, dis waarvoor hy die Here vertrou en sê, Here, en toe sê die Here vir hom, glo jy dat jy dit het? En hy sê, ja Here, hy sê, okay, nou dank my vir dit. En so begin hy dankie te sê vir sy stoel en sy tafel en sy fiets en die Here begin met hom 'n pad te stap en soos wat hy maar doen. Baie keer is ons geloof 'n reis. Dit waarvoor jy die Here vertrou. Ons is baie kere so bang om te verloor. En wanneer my geloof nie deurbreek in die manier wat ek gedink het dit moet deurbreek nie, dink ek dit beteken ek is gediskwalifiseer of nou het ek verloor. Het jy agtergekom hoe eerste plek gedrewe ons eintlik is? Het jy agtergekom, ek weet nie of dit is wanneer ons by as jong chokkertjies atletiek hardloop nie, maar jong, jy gee nie eers meer om vir as jy nie kan bo staan nie, dan wil jy nie staan nie en jy gaan ook nie hardloop nie. Ek gaan nie begin nie. Het jy gesien hoe 'n paar, en ek hoop nie, ek is besig om iemand nou hierso te trigger nie, maar het jy gesien hoe 'n paar jong kinders, hulle kan net nie, jy kan nie verloor nie, want jy moet die beste wees. Daar's 'n groeiproses wat plaasvind in jou geloof, want jou geloof is soos 'n spier. Daarom moenie terugduins. Moenie die woord sê so mooi dat ons moenie inkrimp wanneer op daai oomblik jou geloof nie beantwoord word in die manier wat dit beantwoord wat u en ek wil hê dit moet beantwoord word nie. Nee, hou aan om daai geloofspier te oefen en dit te oefen beteken ek gaan hom toepas en ek gaan hom toepas. So sê Paul Jankie Chow en hy begin die Here te dank en volgende stap, en hierdie is waar ek dink baie van ons 'n miskonsep het. Miskonsep het van wat geloof is, want baie van ons dink, veral as ons hoor hoe mense begin praat oor positiewe verklaringe. Nee, hierdie gaan nie net oor positiewe verklaringe nie. Hierdie gaan oor woorde wat skepingskrag het. Dood en lewe lê in die mag van die tong en hy wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Ek word versadig deur die vrug van my lippe. Dit wat ek is vandag wat ek gister gesê het. U is vandag waarmee u gister saamgestem het. Daarom kom ek vandag en ek spreek 'n woord van lewe in môre in. Hoekom? God is al reeds daar. Hy reageer op lewe. Die engele is dienende geeste wat geroep is en dien en reageer op die stem van God se woord. God se woord in my mond, in u mond is net so kragtig soos God se woord in sy mond. Hy het gesê en dit was. Ongelukkig vat ons baie kere daardie gedagte en nou sê ons wel, dit gaan net oor positiewe verklaringe. Nee, dit gaan oor die woord van die Here.
Daarom is dit belangrik om die woord van God op jou hart te hê. Dat in jou hart en in jou mond, wanneer jy die geloof hoor, enige een wat hierdie woord, wat hierdie beginsel gebruik, sal die resultaat daarvan sien. Dis 'n groeiproses. Hy begin te dank en hy sê, Here, dankie vir my stoel, dankie vir my tafel en dankie vir die fiets. Ek weet nie, ons sal seker op 'n ander manier vandag gesê het, Here, dankie vir ligtheid en dankie vir selfoon. Ja, ons begin gewoonlik. Jou gaste sê nog nie eens ordentlik hallo voordat hulle by jou kom nie, maar dan vra die kinders al vir die wifi paswoord. En die Here sê vir hom, Paul, jy doen presies wat al my kinders doen, bid vir haar gebede. Ja, die Here ken ons hart, maar dit is 'n groeiproses. Of ek moet nie sê die Here ken ons hart maar nie. Die Here ken ons hart en geloof groei. Die Here ken ons hart en geloof groei. En hy sê, wees spesifiek. Wees spesifiek. En die Here, en Paul begin met die Here te praat en hy sê, Here, dan gaan ek u vertrou vir 'n mahogany houttafel. Ek gaan u vertrou vir 'n Mitsubishi stoel met wielietjies. Hy moet anders wees as die ander wat hier is, nie dat daar baie was nie. En Here, ek gaan u vertrou vir 'n dikwiel fiets uit Amerika met ratte. En so begin hy te bid en dank die Here vir sy mahogany houttafel en sy Mitsubishi stoel en sy fiets met dikwiele en ratte. Begin dankie te sê. Toe sê die Here vir hom, nou vertel ander van dit. Begin dit te verklaar, begin lewe, laat dit lewe. Is daar iets tans in u wat lewendig is? Is daar 'n besigheid wat lewendig is? Is daar 'n droom vir u gesin wat lewendig is? Is daar 'n droom vir u huwelik wat lewendig is? Ek praat nou nie van die vrugbaarheid van ons gemeente nie. Ons het 6 nuwe babas in ons gemeente op pad sover. Een mag moontlik vandag kom. So ons bid net. Halleluja. Iets wat lewendig, mag dit lewendig wees in jou. Is daar iets wat lewendig is? Wat is dit wat jy na jou aftrede gaan doen? Begin dit lewendig maak in die binnekant. Luister na die stem van die Here. Raak lewendig en die Here sê vir hom, begin dit nou te verklaar. Begin vir die mense te sê waarvoor jy jou geloof het en sê ook dat jy dit reeds het. En so begin hy en hy sê maar, hy is so bly dat die Here het vir hom 'n stoel gegee en 'n tafel gegee en 'n mahogany houttafel. Hy is dankbaar dat die Here vir hom 'n fiets gegee het en hy begin dit te verklaar. En natuurlik om meer ons hierdie dinge sê, kry die regte groep mense om saam met jou te glo. Kry die regte groep mense om saam met jou te glo. Kry die regte groep mense om saam met jou te glo. Maak tog seker dat daar sekere mense is wat van jou siekbed af gaan weggehou word. Wanneer u en ek daar is, kom, wie van u het al gestaan langs 'n siekbed en daar's jy gaan met vol geloof en ewe skielik is daar iemand in die kring of iemand langs die bed wat sê, jong, ek weet daarmee. As ek dit so kyk, dan is daar 'n ander oom, daar's 'n ander tannie en sê, dit het met mami ook so begin. Jy is op pad om te bid, maar ja, dit was ook eers mami se toon. Ja, as ek so kyk en kom, wie van ons het, soos ons het u 'n familie wat so klein bietjie mediese het. Net so klein bietjie, Google het hulle geleer. Het jy nou al gesien hoe slings ons as Pinkstermense partykeer kan wees? Mense se oë is toe nie. Mense bid en dan is daar die een tannie of niggie wat die leer so oopmaak. Wat hulle glad nie hulle oë moet in hê nie. Maar almal se oë is nou toe. En dan begin hulle net so teen die kant te lees. Want hulle weet nou nie eintlik wat die diagnose.
Nee, nie net die voorskrif wat nee, die skrif moet lewendig wees. Kry vir jou die regte groep mense wanneer jy glo, veral as jy nou in 'n dimensie van geloof uit die boot gaan klim en op die water loop, en so begin hy vir die mense te vertel dat die Here het vir hom gegee 'n tafel, 'n stoel en 'n fiets, en soos hy begin opgewonde raak, natuurlik wil mense begin sien. En hy vat toe 'n groep jong mense, vat hy saam met hom na sy klein kamertjie wat hy toe gehad het, en hy natuurlik het hy vir almal vertel, hulle is opgewonde. En toe hy by die deur kom, natuurlik bid hy soos ons almal bid en sê, Here, laat dit hier wees, laat dit hier wees, laat dit hier wees. Ek het mos nou my geloof uitgesit. Here, laat dit hier wees. My geloof moet in God wees, nie vir die goed nie, maar of in die goed nie, maar ek kan hom vertrou vir goed. En so natuurlik stap hy na sy deur toe en sê, Here, laat dit hier wees, Here, laat dit hier wees. En toe hy die deur oopmaak, en hy dit so oop swaai dat die jong mense moet inloop, toe is daar absoluut niks. En die Here gee vir hom wysheid, soos wat hy met baie, geloof is 'n reis, geloof is ook 'n oefening, geloof is nie net vir nou nie, maar is daar wat die Here jou gaan inlei. Hier's 'n paar mense, moenie dat die besigheidsmislukking wat jy gehad het, moenie dit as mislukking sien nie, dis nie oor nie, nee, dit was 'n ondervinding om te leer, nie net om dit beter te doen nie, maar hoe jy nou as koninkryksfinansierder gaan opstaan. Moenie dat jou laaste nederlaag wat u gevoel het, was 'n verloor gewees nie. Nee, jy's meer as 'n oorwinnaar. En so kom hy en hy sê, die wysheid kom tot hom en hy sê, toe jou ma swanger was met jou, kon die wêreld jou gesien het? Nee, so ook is ek swanger met 'n tafel, 'n stoel en 'n fiets. En die tyd gaan verby, en ek wil vir jy sê, veral as jy geroep is om geboorte te gee aan iets groots, dit gaan nie vinnig gebeur nie. As dit maklik was, dan sou almal dit kon doen. Ek weet die wind is teen u. Ek weet die wind is sterk, staan vas. Ek weet daar's 'n storm wat u lewe moontlik geslaan het onlangs. Moenie net vanmôre bid en sê, Here, verlos my van hierdie storm nie. Maar bid ook en sê, Here, gebruik hierdie storm om my te verlos. En so kom hy, en daar's 'n dag, sê vir die persoon langs jou, sê, daar's 'n dag. Daar's 'n dag toe 'n Amerikaanse sendelingspaar uit sy area uittrek, en hulle vra hom, wil jy nie vir ons kom help trek nie nou? Ek weet nou nie van u nie. Baie kere dat wanneer jou geloofsspier, val ons ouens wat nou terug in die gym is, jy gaan nou begin aan jou somerliggaam werk, waar dit weke terug moes gebeur het. Maar daai eerste 3 weke is maar pynigend. Ander is weer verslaaf aan daai gevoel van pyn, want jy weet daar's groei. Nou kom jy hier teen die einde van jou geloof, nou wil jy nie gevra word om dinge te doen nie. Nou is 'n paar wat vir hom sê, maar wil jy nie kom help om die trek vir ons te laai nie? Dis waar party van ons dit mis, net voor jou deurbraak. Net voor jou deurbraak. Ek sien dit baie kere as, veral as ons engele het wat dienende geeste is, hulle is daar om te bedien. Ek sien dit baie kere, en dis, omdat ek net 'n visuele persoon is, ek leer net beter so. Baie kere dan vertrou ons die Here, en jy hou aan vertrou, en net voor die deurbraak, dis asof daai deurbraak op pad is na jou toe. En net voordat hy daar is, dan sê jy, ag man, hierdie ding werk nie. Dis asof hulle in hulle spore moet omdraai, en asseblief, moet nou nie dink ons aanbid engele nie, ek sê net vir u, jou deurbraak is op pad. Begin jou woorde in lyn hou, begin by daai plek, wanneer jy die laaste 100 meter het om te hardloop, druk deur en hardloop hierdie wedloop van geloof. En dit is ook 'n geveg, maar veg hom met die wapens wat ons weet ons het. En so kom hy by 'n plek dat hulle vra, maar sal jy kom help? En hulle pak die trok. Nou, ons Pinkstermense hou daarvan, ons sê geloof sonder skimpe is dood. Het jy al gehoor, mense sê nog vir jou hoe mooi iets aan jou lyk, maar dan sê hulle ook hoe beter dit aan hulle sou lyk. En so begin hulle daai trok te pak. En hulle pak hom oor, en hulle pak hom oor, en hulle pak hom oor. En elke keer wanneer hierdie trok gepak word, is daar nie plek vir 3 items nie. Hoe meer hulle hom pak, om inpak, uitpak, is daar net nie plek vir 'n mahogany houttafel
'n dikwielfiets met ratte en 'n Mitsubishi stoel met wielietjies nie. Op die ouend van die dag vra daardie sendelinge vir hom, maar wil jy dit nie van ons hande afvat nie? Natuurlik spring hy in die binnekant. En die Here vra vir hom, dat as jy my kon vertrou vir 'n stoel, 'n tafel en 'n fiets, kan jy my nou vertrou vir die grootste kerk in die wêreld, wat mense sal weet dat dit is gebed en geloof wat deurgebreek het. En so kom ons dan en sê dat geloof werk deur liefde. In 1 Johannes 4:18 sien ons daar dat daar's geen vrees in liefde nie. Want is die perfekte liefde van die Here wat die vrees na buite dryf. En dis waar ons moet kom, dat ons vandag sal weet dat ek my geloof uitsit. En wat gaan dit sê van my? En ek praat nie van dat ek moet gefokus wees of dit werk of nie werk nie. Ons kom nader aan die Here. Daar's iets wat in jou hart gebore word. Daar's 'n droom wat na vore gaan kom. Wat gaan dit kos? Geld? Nee, dit gaan geloof kos. Ja, die geld gaan moet praat in hierdie natuurlike riem, soos wat ek my geloof uitsit en daar gaan 'n aksie wees en soos wat ek doen is ek in kontak met die Here en ek begin sy woord te herhaal, want geloof kom deur die gehoor van God se woord. Dit mag onmoontlik lyk in die natuurlike, maar u en ek glo in God. En moenie vanmôre dat die teleurstelling van die verlede, die Here maak vir jou 'n pad waar daar geen pad is nie. Moenie dat die kere wanneer dit gelyk het asof dit nie deurgebreek het nie, dit was nie nie. Dit was net nie vir daai tyd nie vir net nou nie. Want ons hou aan om te soek, ons hou aan om die Here te vertrou. Hoekom? Verskaf plesier aan die Here. Daarom, vanmôre is die mense. Ons het gesê hierdie maand vertrou ons die Here dat ons geloof sal klim, dat ons geloof sal groei. Groei ongelukkiglik vind nie altyd in gemak plaas nie. Groei vind in weerstand plaas. Groei vind nie in gemak. Een van die vyande van geloof, behalwe die bitterheid wat ons genoem het en onvergewingsgesindheid wat ons verlede week, die een van die vyande van geloof is baie kere gemak. En ek sê nie vir iemand, miskien is iemand hier vanmôre en jy sê maar, jong, dis waar ek nou tans is, ek soek net 'n bietjie van 'n asemhaalkans en God is nie net hier om verligting te gee nie, hy wil verlossing gee. Maar vat daai oasis, wees daar, maar daar's meer. As hy dit vir jou vir dat kon doen, of dit wat voorheen was, kon doen, dan kan hy dit vir u ook doen vir dit wat u die Here vertrou. Gemak, vyand tot my geloof. Moenie dat die vyand, die duiwel, die dief wat wil steel, slag, verwoes, vrese in jou hart laat opstaan nie. Gryp die liefde van die Here aan. 'n liefdevolle Vader wie sy gedagtes aangaande jou opgemaak is. En hoe gee hy jou hoop vir die finale uitkoms? So, deur hier te wees, deur die woord te hoor, deur geloof in jou hart te laat opstaan. Vertrou die Here weer. Glo hom weer. Hier sit wonderwerk in hierdie huis vanoggend. Mense wat ek persoonlik van weet, deur donker dieptes kom, was God. Dit was nie wat mense gesê het nie, ja, hy het mense gebruik, dit was God. En wat het dit gekos? Dit het geloof gekos. As jy voor die berg staan in hierdie oomblik, dan sien jy net onmoontlik en jy sien nie jouself aan die ander kant van daai berg nie. Maar hoor met die oor, mag daar geloof in jou hart vanoggend opstaan, sodat jy sal verklaar. Al kyk jy in die spieël, roep jy jou hele familie saam en sê hierdie Kersfees, en hierdie Kersfees, wanneer ek sê hierdie Kersfees, of jy nou by in Kersfees glo of nie glo nie, maar begin vir jouself te sê, in hierdie seisoen, ons gaan anders lyk as die siklus van die jaar verlede jaar. Ons gaan in hierdie tyd, gaan ons ervaar, en begin met u te praat, begin met u gesin te praat, in steede van om dood te spreek oor die kondisie wat u self u tans in bevind, in steede van om te sê, hoe
hoe sleg en verlore hulle is. Jy's 'n kind van God. Ek sien jou hoe jy saam die Here dien. In my ry vanoggend het ek nodig om te sien, en dit gaan nie net oor visualisering nie. Dit gaan oor toewyding om te sê dat ek in my huis gaan die Here dien. Ek sien hoe my hele huis hier sit en ek weet dit lyk moontlik onmoontlik, maar omdat U dit gebeur het vir iemand anders se familie. Jy was daar om vir 'n ander familie te bid, gaan die Here iemand oprig om vir jou familie te bid, en hy gaan iemand op daai geliefde van jou se pad stuur. Dis geloof. Daarom kan ek nie net die geloof vir myself hou nie. Begin met die onmoontlike dinge praat en sien hoe God wat spesialiseer daarin vir jou op pad maak. Kanker is 'n naam. Selle wat 'n ander instruksie begin volg het, begin gehoorsaamheid in jou liggaam roep. Vanmôre, terwyl ek hierdie diens afsluit, as jy sê ek gaan God weer glo, ek gaan die Here vertrou, ek gaan my geloof is in God. Ja, daar's moontlike dinge waarvoor ek die Here vertrou, maar dis nie in die dinge nie. Is in God. Staan saam met my op. Droom weer oor jou huwelik. Droom weer oor jou besigheid. Droom weer oor jou gesin. Droom weer oor jou familie. Sien hoe die Here dit wat jy tans deurgaan of nou net uitkom, sien hoe die Here dit gaan gebruik. Want is om hom te verheerlik. Was dit moeilik? Ja, dit was. Is om hom te verheerlik. Here, as gemeente staan ons vanoggend hier, Here. Ons vertroue in U te plaas, ons geloof in U, Here. Ons kom en ons sê, Here, dat ons weet wat U skrif sê. Daarom gaan omstandighede nie met ons praat nie. Ons weier dat omstandighede, veral wanneer dit by geloof kom, Here, dat dit iets anders sal sê as ek. Ons wat hier is kinders van U. Dat U gedagtes omtrent ons, Here, is om te wen en te oorkom. Ons weier om die leuen van die vyand te glo. En ons glo U vanoggend. Terwyl ons oë so gesluit is, moontlik is U vanmôre hier en U sê, Jaco, ek het nodig dat mense net saam met my bid. Ek gaan God weer vertrou vir my genesing. Ek gaan God vertrou vir 'n aanraking. Ek gaan God vertrou vir my kinders, as daar moontlik kinders is wat nie gered is nie, of jy's besig om aansoek te doen vir sekere dinge in jou lewe, en jy het gebed nodig, wil ek vra terwyl die oë so gesluit is, skuif net so verby die persoon wat langs jou staan en kom na vore, sodat ons saam met U kan bid, voordat ons hierdie diens afsluit vanoggend. As jy vanmôre gebed nodig het, jy wil nie net ingesluit wees by 'n koöperatiewe gebed nie, jy het gebed nodig. Stap vanmôre uit, vat vrymoedigheid. Dis daai gemaksone waar jy uitkom. Dis 'n geloofstap wat jy neem. Wat wil jou vanmôre terughou? Gemak. Wat gaan die mense sê? Nee, is wat sê God omtrent jou? Halleluja. Selherders, asseblief, kom help ons bid saam. As my first gen hier so is, asseblief kom help bid saam. Halleluja. Om met hande na die hemel. Ilse en Adrian en Elvisa en Charlene, kom help asseblief bid. Met hande na die hemel. O, ek kom neer.
so sien. Sien hoe die Here vir jou en jou familie deurbreek. Dink nie jy is ongewoon aan profetiese woorde nie, dis nie iets wat jy nie ken nie. Ek sien hoe daar soveel woord, as jy in 'n gehoor sit, dan is daar roeping wat oor jou lewe gespreek word, daar's 'n honger in jou hart. Sien hoe die Here vir jou 'n pad maak, sien hoe nie net kom na 'n vars is, wat ek ervaar is hoe jy vanmôre 'n nuwe doping, en dis nie 'n verander nie, dis net 'n wegwas, 'n afwas van die oud. Hierdie is 'n nuwe seisoen vir jou in jou lewe. En weet dat selfs waar daar groot, dit voel asof daar jou gemoed onder die aanval was, jou hart was onder die aanval, die opinies, maar die Here is die een wat vooruit gaan, omdat jy gekies het om te sê, ek gaan in die rus van die Here kom. Ek gaan my nie self verdedig nie, ek gaan in die rus van die Here kom, sien hoe hy vir jou 'n pad maak, sien hoe hy dit wat tans en selfs en ek sien dit baie by mense veral nou dat hulle in 'n nuwe seisoen in hulle lewe gaan en hulle daar's deure wat hulle moet loop, dit wat tans voel asof dit die deur toe hou, sien hoe die Here wat God is, die weg, die waarheid, die lewe vir jou 'n pad maak, in jou hele gesin, die woord is in jou mond, ek sien jou hoe jy ook mense lei, en ek sien hoe die Here vir jou toevertrou, en met wysheid, bonatuurlike wysheid, daar's 'n seisoen in jou lewe gewees, wat jy amper teruggehou was, want mense het gesê, ag nee, maar dit lyk asof hy net te jonk is vir al hierdie dinge, maar sien hoe die Here jou oprig as jou Josua, om 'n pad te maak, waar daar nie 'n pad lyk of daar 'n pad is nie. Here, dankie vir sy lewe. Here, ek dank U, Wynand, kom staan, bring sommer julle familie, kom staan net so by hom. Here, ek dank U, Here, dat U vermenigvuldig hom in die manier wat dit nou nodig is, Here. Here, en ek dank U dat U die werk, Here, wat U begin het, vir hom voleindig, Here. Here, ek dank U, Here, dat ek sien, Here, die banier, Here, wat oor hom hulle is, Here. Here, nie net is dit iets wat hulle beskerm nie, Here, maar dit gaan vooruit. Dit wys, Here, om te sê dat daar's kommunikasie, Here, dat daar waar moontlik weerstand was, Here. Here, is daar nie net stilstand nou nie net skiet nie, Here. Ek dank U dat die oorwinning is hulle sin, Here, en ek dank U dat hulle deurbreek in groot krag en sterkte en ander gaan inlei in hierdie oorwinning in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Oom John, oom is nou hier voor. Sluit sommer vir ons af met gebed asseblief. Vader, in die naam van Jesus, ek dank U vanmôre vir 'n woord soos hierdie, my God. Here, in season. Dank U vanmôre dat ons opgekom het, Here, om U vanmôre te aanbid, Here, alles wat in ons is. Here, wil ons vanmôre vir U gee, my God. Here, vanmôre staan ek vanmôre voor U troon. Here, ek steek vanmôre met onbevlekte hande na U troon toe vanmôre. Here, U help ons vanmôre, my God. Dankie vir geloof, U wet geloof, Here, in ons harte op vanmôre. Here, om vas te hou, my God, Here, dat ons nie sal wankel, Here. Dit wat ons vanmôre vir U gevra het, Here, U sal dit vir ons gee, my God, Here. Dankie, Here, U wet geloof onder die volk op, Here. Ek bid vanmôre, Here, die krag van herlewing oor die volk se lewe in die naam van Jesus, Here. Ek sê vir U dankie, my God, Here. Selfs vanmôre op elke campus, Here, wanneer die predikers die woord sal bedien, Here, wil ek vanmôre bid die krag van herlewing, Here, in die woord vanmôre, my God, Here, in die magtige naam van Jesus. Here, seën hierdie dag wat vir ons inhou, Here, in Jesus magtige naam. Amen en amen.